As 'n mens nou terugdink, dan kan jy nie dink hoekom, jy weet dat hoe jy dit gemaak het tot hierso nie. Is regtig baie moeilik. Jy weet, daar is niks erger wat op 'n mens kan gebeur as dat jy jou kind verloor nie. Vir ons was dit belangrik om uit te vind hoekom het dit gebeur en alhoewel 'n mens seker nooit die antwoorde sal kry nie. Jy weet, was daar, het Anneke baie van haar gevoelens het sy gehou op 'n dagboek op haar selfoon. En daar het ons agtergekom dat, jy weet, Anneke het in 'n stadium net skielik gevoel dat sy is nutteloos en sy is nie goed genoeg nie en sy het net in haarself getwyfel en sy het letterlik haarself gediagnoseer met depressie. Op die internet en in haar eie manier het sy toe uitgefigure dat die enigste manier om oor die gevoelens te kom is om haarself in die lewe te bring. En dit was as gevolg van die druk van die boelies. En omdat sy so toppresteerder was en die sensorlike raad het al gesê jy het nie gedabbel gekry nie. Wat verkeerd was, want omdat sy so goed was, het sy gedabbel gekry. So dit is al 2 hoofredes wat ons toe nou na dood daar nou basies ontdek op die selfoon. Ek kies natuurlik, ek wil niks van dit weet nie, want vir my is dit ontstellend. Ek bære dit vir eendag. Maar vir Daan was dit, hy wou weet hoekom, jy weet, en ja. En ouer en volwassenes moet bemagtig word om sulke mense, sulke kinders te kan help. Ja, dit is wat Marga gesê het, dit sluit almal in, dit sluit ja, onderwysers in, dit sluit ander ouers in, dit sluit ander maatjies in, dit sluit sportafrigters, almal, want kinders in vandag se lewe leef onder geweldige druk. Hulle moet perform, sê Engelsmense sê, en as hulle nie perform soos wat hulle dink hulle moet nie, dan begin hulle gevoelens van, so Engelsman sê worthlessness te ervaar. En ja, dit gaan oor kinders en dit gaan oor om kinders te help om met die lewe daarby te kan cope, sê Engelsman sê. As ons 1 of 10 of 20 ander kinders kan help, deur die bewusmaking, dan gaan dit ons pynligter maak. En ons het al reeds bevestiging gekry van sover as die Kaapse skole, van my kinders wat in die Kaapse skole is, wat ouers ons ge-SMS het, gebel het, kinders in Lou Geldenhuis, ander skole in die omgewing, se ouers wat ons gekontak het en gesê het, dankie. Ons is so jammer vir wat met julle gebeur het met julle kind, maar as gevolg van wat met jou kind gebeur het my kind met my praat. En dit is so wonderlik, want dit is wat ons moet doen. Anneke het vir 'n maatjie gesê op WhatsApp dat sy wil dit oorweeg het om sy wil selfmoord pleeg. En hy moet beloof om nie vir sy maatjie te sê. En hy moet beloof om van niemand te sê nie. Nou as die kind het toe geluister wat Anneke vir hom gesê het. En, jy weet, in 'n ideale wêreld wat ons wil hê moet so wees, moet daai kind moes na sy ouer toe gegaan het en sy ouer moes na ons toe gekom. As jy 'n coach is of onderwyser is of oor enige spektrum met kinders werk, het jy 'n verantwoordelikheid teenoor daai kind en daai kinders se ouers. Want die teachers assistant by die dojo was 'n 29-jarige vrou, sy het geweet. En ek hou haar verantwoordelik, want sy het nie opgetree nie. Sy moes opgetree het, as sy ons net gebel het. Of net sosiale werk, enige iemand gebel het, net ons aandag of iemand se aandag daarop gevestig het, sou Anneke nog nie gewees het vandag. Ons is in hel, in 4 maande van hel. En ek kan nie vir jou sê, dis nou beter as wat dit was net waar dit gebeur het nie. Inteendeel is dit vir ons nou erger. Want ek sou steeds in 'n ontkenningsfase en kwaadfase, maar ook tog in die beseffase. En elke dag wat aangaan, is 'n dag verder weg van wat ons laas ook gesien het. En Kersfees lê voor. En Anneke se verjaarsdag lê voor. En almal sê die eerstes van alles is die ergste. En ja, ons van dag vir dag. Soms vat ons uur vir uur. Soms is daar dae wat verbygaan wat jy net niks kan doen nie, wat jy net in daai gat inval. En hulle sê dis depressie. Ek sê dis nie depressie nie, my hart is gebreek, my kind is dood.